Ons gaan aan met Jesaja 11, die voorspoedige regering van die Messias. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isia, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Hemelse Vader rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis, en van die vrees van die Hemelse Vader. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Hemelse Vader, en hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel wat na sy ore hoor nie, maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en in die sagmoediges van die land met billikheid oordeel, maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe, die goddelose doodmaak, en geregtigheid sal gegordel word van sy lendene, en trou die gordel van sy heupe wees. Dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koei en die berin en hulle kleintjies lê bymekaar, en die leeu eet strooi soos die os, en die suigeling speel by die gat van die adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van die basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van kennis van die Hemelse Vader, soos die waters die seebodem oordek. En in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isia, wat daar staan as 'n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees. En in die dag sal die Hemelse Vader weer vir 'n tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van die volk los te koop, wat sal oorbly uit Assirië, en Egipte, en Patros, en Kus, en Elam, en Siniar, en Hamat, en uit die kuslande van die see. En hy sal die banier ophef vir die nasies, en bymekaar laat kom die seuns van Israel, wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda, wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde. Dan sal hy naaiwer van Efraim verdwyn, en teenstanders van Juda sal uitgeroei word. Efraim sal Juda nie beny nie, en Juda sal Efraim nie benoud maak nie. Maar hulle sal die Filistyne op die skouer vlieg teen die weste, en saam die kinders van die ooste plunder. Edom en Moab is die byt van hulle hand, en die kinders van Ammon is hulle onderdanig. En die Hemelse Vader sal die seetong van Egipte met 'n banvloek tref, en deur sy gloeiende wind sy hand oor die Eufraat swaai, en dit uitmekaar slaan in 7 strome, sodat die mens met skoene daardeur kan loop. En daar sal 'n groot pad wees vir die oorblyfsel van sy volk, wat oorbly uit Assir, soos daar een gewees het vir Israel op die dag toe hulle uit Egipte land opgetrek het. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 12, Gesange van bevryding. En in die dag sal julle sê, ek dank U, Hemelse Vader, dat U toornig op my gewees het. U toorn is afgewend, en U het vertroos. Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Hemelse Vader is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. En julle sal in die dag sê, dank die Hemelse Vader, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is, psalm sing tot die eer van die Hemelse Vader, want hy het heerlike dinge gedoen, laat dit bekend wees op die hele aarde. Juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 13,
God spraak oor Babel. God spraak oor Babel wat Jesaja die seun van Amos gesien het. Hef op die manier op 'n kaalberg, roep hulle hardop toe, wink met die hand, dat hulle kan intrek deur die poorte van die edeles. Ek self het my geheiligdes ontbied, ook het my helde tot my toorn geroep, my manne wat gejubel het in trotsheid. Hoor 'n gedruis op die berge, soos van baie mense, hoor 'n rumoer van die koninkryke van versamelde nasies. Die hemelse Vader van die leerskare hou wapenskouing oor die oorlogsleer. Hulle kom uit 'n ver land van die einde van die hemel af. Die hemelse Vader en die werktuie van sy grimmigheid om die hele aarde te verwoes. Huil julle, wat die dag van die hemelse Vader is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Daarom word al die hande slap en elke mens se hart versmelt en hulle is verskrik, kry krampe en wee, hulle krimp in mekaar soos een wat baar. Die een kyk die ander verbaas aan. Hulle gesigte is vlammende gesigte. Kyk, die dag van die hemelse Vader kom verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde 'n woestyny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg, want die sterre van die hemel en sy Orions sal hulle lig nie laat skyn nie. Die son is duister by sy opgang en die maan laat sy lig nie skyn nie. En ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek en aan die goddelose hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van die tirane verneder, en ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud en mense as goud van Ofir. Daarom sal ek die hemel laat sidder en die aarde sal wyk uit sy plek met 'n gebeef, vanweë die grimmigheid van die hemelse Vader, van die leerskare, en vanweë die dag van sy toorngloed. En soos 'n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe, en elkeen vlug na sy land toe. Elkeen wat gevind word, word deurboor, en elkeen wat gegryp word, val deur die swaard, en hulle kinders word voor hulle oë verpletter, hulle huise geplunder en hulle vroue onteer. Kyk, ek verwek die meders teen hulle, wat silwer nie ag nie, en in goud geen behaag het nie. Maar hulle boë sal die seuns neerwerp, en hulle sal hulle nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie. Hulle oog sal die kinders nie verskoon nie. So sal dan Babel, die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Galdeërs wees, soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het. Mense sal daar in ewigheid nie woon nie. En dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie, en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herders sal hulle vee daar laat lê en rus nie, maar daar sal boskatte lê, en hulle huise sal vol uile wees, en vol struise sal daar hou, en die veldduiwels daar rondspring, en die wilde honde sal huil in sy kastele, en die jakkals in die vreugdepaleise. En naby is sy tyd om te kom, en sy dae sal nie verskuif word nie. Tot sover. Okay, julle, ons gaan aan met hoofstuk 14, die val van die koning van Babel. Want die hemelse Vader sal hom oor Jakob ontferm, en hy sal Israel nog verkies, en hulle in hulle land laat vestig. En die vreemdeling sal hom by hulle voeg, en hulle sal hulle aansluit by die huis van Jakob. En die volke sal hulle neem en op hulle woonplek bring, en die huis van Israel sal hulle in die land van die hemelse Vader as besitting vererwe, as slawe en slavinne, en hulle sal die gevangene hou wat hulle as gevangenes weggevoer het, en oor hulle drywers heers. En op die dag, as die hemelse Vader jou rus gee, van jou smart, en van jou onrus, en van jou harde diensbaarheid, waarmee hulle jou laat dien het, dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel, en sê, hoe het die drywer nou opgehou
die verdrukking. Die Hemelse Vader het die stok van die goddelose verbreek en die staf van die heersers, wat die volke verwoes het in grimmigheid, met die slaan sonder ophou, wat in toorn oor die nasies geheers het, met agtervolging sonder verskoning. Die hele aarde is stil, hulle breek uit en in jubel. Ook is die sipresse bly oor jou, die seders van Libanon, en hulle sê, vandat jy daar lê, klim niemand na ons toe op, om ons af te kap nie. Die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou koms tegemoet. Dit wek om jou ontwil, die skimme op, al die bokke van die aarde. Dit laat al die konings van die nasies van hulle trone opstaan. Hulle hef almal aan en sê vir jou, ook jy het kragteloos geword, soos ons, jy het soos ons geword. Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe. Onder jou is wurms as 'n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o morgenster, seun van dageraad? Hoe lê jy teen die aarde, neergeslaan, oorweldiger van nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, by die troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plek van die kuil. Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het, die wêreld soos 'n woestyn gemaak het en sy stede verwoes het, want wat sy gevangenes nie losgelaat het, huis toe nie. Al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, elkeen in sy huis, maar jy is gewerp ver van jou graf, soos 'n afskuwelike uitspruitsel, oordek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdal na die klippe van die grafskuil, soos vertrapte as. Jy word nie met hulle in die graf verenig nie, want jy het jou land verwoes, jou volk gedood, die nageslag van die kwaaddoeners word vir ewig nie genoem nie. Maak 'n slagbank gereed vir sy seuns, om die ongeregtigheid van hulle vaders ontwil, dat hulle nie opstaan en die aarde in besit neem, en die bodem van die wêreld vol stede maak nie. So sal ek dan teen hulle opstaan, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, en van Babel uitroei die naam en die oorblyfsel, Kroos en die nageslag, spreek die Hemelse Vader. En ek sal dit 'n besitting maak vir die krimpvarkies en tot waterplasse, en ek sal die wegvee met die besem van verdelging, spreek die Hemelse Vader van die leerskare. Profesie teen die Assiriërs vanaf vers 24. Die Hemelse Vader van die leerskare het gesweer en gesê, waarlik soos ek gedink het, so gebeur dit, en ek soos ek besluit het, kom dit tot stand, om Assur te verbreek in my land. En op my berge sal ek hom vertrap, sodat sy juk van julle kan afgly, en sy las van hulle skouer kan afwyk. Dit is die besluit wat geneem is oor die hele aarde, en dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies. Want die Hemelse Vader van die leerskare het dit besluit, wie sal dit kan verydel? En sy hand is uitgestrek, wie sal dit kan afkeer? Profesie teen die Filistyne vanaf vers 28. In die sterfjaar van koning Agas het hierdie godspraak uitgegaan, wees nie bly, o ganse land van die Filistyne, dat die roede verbreek is wat jou geslaan het nie, want uit die wortel van die slang sal die basilisk voortkom, en sy vrug sal die vleiende draak wees. En die eersgeborenes van die armes sal wy, en die behoeftiges sal veilig lê en rus, maar jou wortel sal ek deur honger laat sterwe, en jou oorblyfsel sal hy doodmaak.
Huil o poort, skreeu o stad, bewe o ganse land van die Filistyne, want uit die noorde kom rook, en daar is geen afswerwer onder sy skare nie. Wat sal hulle dan boodskappers van die nasies antwoord? Dat die hemelse Vader Sion gegrondves het, en dat die elendiges van sy volk daarin sal skuil? Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 15, die ondergang van Moab. God spraak oor Moab, waarlik in die nag is Moab verwoes, vernietig, waarlik in die nag is Kir Moab verwoes, vernietig. Hulle gaan op na die tempel en Dibon, na die hoogtes om te ween. Moab huil oor Nebo, en in Madeba op hulle hoofde is 'n kaalte, elke baard is afgeskeer. Op hulle strate het hulle rouklere aangegord, op hulle dakke en op hulle pleine huil alles en smelt weg in geween. Hesbon en Eliel skreeu, hulle stem word gehoor tot Jahas toe. Daarom hef die gewapende manne van Moab 'n angsgeskreeu aan sy siel sidder. My hart skreeu oor Moab, sy vlugtelinge kom tot by Soar. Eglat Silasia, wat die hoogte van Luhit beklim, hulle met geween, ja, op pad na Horonaim, laat hulle 'n geskreeu verwoesting weer klink, want die waters van Nimrim word 'n woestyn, ja, die gras is verdor, die graspruitjies het vergaan, daar is geen groenigheid nie. Daarom gaan hulle die oorwins wat hulle gemaak het, en hulle voorraad oor die wingerdspruit dra. Want die geskreeu gaan rond in die grondgebied van Moab, sy gehuil tot by Igleam, en sy gehuil tot by Beer Elim, want die waters van Dimon is vol bloed, want ek sal oor Dimon nog meer bring, 'n leeu oor die van Moab, wat ontvlug het, en oor die oorblyfsel van die land. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 16. Stuur die lammers van die regeerder van die land uit die rotsstreek, weg na die woestyn, na die berg van die dogter van Sion, en soos die voëls wat vlug, 'n nes wat verjaag is, sal die dogters van Moab wees, by die druwe van Arnon. Gee raad, gee beslissing. Maak jou skaduwee soos die nag, op 'n volle middag, verberg die wat verdryf is. Verraai die vlugtelinge nie. Laat my mense wat verdryf is, by jou vertoef, aangaande Moab. Wees vir hulle 'n skuilplek vanweë die verwoester, want gedaan is die verdrukker, klaar is dit met die verwoesting, weg is die vertrappers uit die land. En opgerig is deur die goedgunstigheid 'n troon waarop daar sit een in getrouheid, in Dawid se tent, 'n regter wat die reg soek en gou is in geregtigheid. Ons het gehoor van trotsheid van Moab. Hy is baie trots van sy hoogmoed en sy trotsheid en sy grimmigheid, sy onbehoorlike grootpratery. Daarom sal Moab oor Moab huil, almal saam huil, oor die druiwekoeke en die Kir Hareset sal julle sug, heeltemal versla, want die wingerde van Hesbon het verwelk, en die wingerdstok by Sibna, sy edele druiwe, het die beheersers van die nasies neergewerp. Dit het gekom tot by Jaser, en dit het die woestyn ingedwaal. Sy ranke het uitgesprei, het oor die see gegaan. Daarom beween ek die wingerdstok van Sibma, met die geween van Jaheser. Ek maak nat met my trane, Hesbon, Eliel, omdat die vreugdes geroep, jou somervrugte en jou oes oorval het. Die vreugde en gejuig weggeneem is uit die vreugdeboord
en in die wingerde nie gejubel of gejuig word nie. Die druiwe-trapper trap geen wyn in die parskype nie. Ek het die vreugde geroep laat ophou. Daarom klaag my ingewande oor Moab, soos 'n sitter, en my binneste oor Kiet Heres. En as Moab verskyn, as hy hom vermoei op die hoogte en in sy heiligdom ingaan om te aanbid, dan sal hy niks uitrig nie. Dit is die woord wat die Hemelse Vader tevore teen Moab gespreek het. En nou spreek die Hemelse Vader en sê, binne 3 jaar sal die jare van die dagloner sal die heerlikheid van Moab veragtelik gemaak word, saam met die hele groot menigte, en die oorblyfsel sal min, gering en onmagtig wees. Tot sover.